Geagte geliefdes, ekskuus, hy het my batterykeerpap geword, ek gaan net met die verder daaroor. Ons praat oor daardie kommer, oor die toestand van die kerk, die toestand van mense om my, en hier dink ek besonderlik aan die kommer oor die vervallendheid van die samelewing waarin ek hier verkeer. Dat ons die sonde sien wat in ons dag aangaan. Die goedkeuring van sonde wat God se woord belet het, wat deur die regering en deur die wet en deur die wêreld daarbuite goedgekeur word, maar wat God haat. Uitsprake wat God in sy woord maak, in Romeine 1 en verskillende ander plekke in Levitikus, waar God uitdruklik sonde belet, en die mens keur dit goed, en die mens lewe daarna. Hierdie sondigheid sien ons op die televisie. En weet jy, dis partykeer vir my so kommerwekkend, dat dit ons nie meer skok nie. Op die televisie is daar openlike egbreek. Daar word homoseksualisme bevorder. Daar's vuil taal op die televisie. En hierdie dinge raak ons nie meer nie. Ons kyk daarna. Skok dit u nog as u sien hoe die samelewing rondom u lyk? Het u geskok toe u gekyk het aan die opening van die spele? Die Olimpiese spele, dinge wat daar aangaan, was dit vir u skokkend? Of het jy het maar aanvaar dat dit gaan, maar dit is nou maar so en dit moet so aangaan? Nee, geliefde, ek en u moet bekommerd wees oor die toestand van ons land. Ons moet immers daaroor voor God bid. Onthou u wat God gesê het, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle van hulle sonde bekeer, dan sal ek hulle land genees, dan sal ek aan hulle genade gee. En dan sê hy, nou sal my oor oop wees om te hoor, en my oë oop wees om te sien wat hierdie volk gaan doen. Daarom ek en u moet besorg wees oor ons land. Ek dink byvoorbeeld net aan ou teksie daar in Esegiel, die 9 hoofstuk vers 4. Gaan merk vir my, almal wat sug en steun oor die onreg en die onheil wat aan die orde van die dag is. Gaan merk hulle vir my. Almal wat sug en steun. Ek wonder of dit ek en jy sal wees, of ons in daardie kategorie val van mense wat sug en steun oor die onheil. Daar is 'n ander teksie daar in Klaagliedere 1 vers 12, wat praat oor die verlorenheid van 'n mens, dan sê raak dit julle nie, julle wat by die pad verbygaan. Daarom as ek hierdie kommer in my hart het, is dit ook 'n Heilige Gees gedrewe kommer, wat my ongelukkig maak, wat my gees ontstem, as ek kyk na die ongeregtigheid van die dag. Maar dan wil ek met u praat oor 'n vierde, en dit is die negatiewe ene waaroor ek met u wil praat. En dit is die kommer, dat ek bekommerd is oor dinge wat oor my lewe kan gebeur, en kommernis wat ek toelaat in my lewe, waar ek as dit ware 'n stuk van 'n ongeloof toepas, en nie werklik die Here met my lewe vertrou nie. Ek is bekommerd oor dinge in my eie persoonlike lewe, oor my omstandighede, oor slaaplose nagte, oor dinge rondom my. Geliefde, ek wil vandag met u daaroor praat, en vir u sê, as ons so kommer in jou lewe het, dan takel jy jouself af. En uiteindelik gaan dit liggaamlik ook vir jou aanraak. Want die woord van die Here sê, gesonde gees handhaaf 'n gesonde huishouding, 'n lewe. En 'n gees wat vol bekommernisse en krisisse is, maak 'n mens siek. Ek wil dit vir u stel dat u God kan vertrou. U moet daaroor waak in u lewe, dat u God vertrou. Daar is dinge wat die Here in sy woord vir ons sê, bekommernis kan ook sonde wees. Ongeloof is sonde in God. Nou wanneer ek praat van ongeloof, dan praat ons nie net oor redding nie. Ek praat ook daaroor, glo ek God en vertrou ek God met my alledaagse lewe, dat God vir my sal sorg. Dink aan 'n uitspraak wat die Here daar in Jesaja 42 vers 10 gee, aangaande sy volk. Kyk nie angstig rond nie. Ek is jou God, ek het jou by jou naam geroep, jy's myne. Dink aan die uitspraak, jy is kostelik in my oë, hooggeag, en ek het jou lief. Dink aan die uitspraak,
Moenie bekommerd en bevrees wees nie, die Here is met jou. Onthou jy Psalm 23. As Dawid sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is lei my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Let op, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf die vertroos my. U sien geliefde, daar is ook Psalm 46. Laat die gedruis van die berge en van die strydwaans maar aangaan. God is daar binne-in, dit sal nie wankel nie. Die Here van die leerskare is met ons. Daarom ek en u moet ons ongeloof, moet ons uit ons hart uitweer vir die Here vra, Here, leer my om God te vertrou. Hy is getrou, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. As jy 'n kind van God is, dan is jy 'n erfgenaam van God en 'n mede-erfgenaam saam met Jesus Christus. Wat 'n ongelooflike ding om net te kan sê, ek is 'n erfgenaam van God. Ek is 'n kind van die Allerhoogste God. Dawid het so 'n mooi woord gehad, daar in 2 Samuel 23 vers 5. Want is my huis nie by God nie? Want hy het 'n ewige verbond vir my daar gestel, wat in alles gereël en verseker is. Want al my heil en alle welgevalle, ja, sal hy dit nie laat uitspruit nie. Jy is in die hand van die lewende God. Ja, selfs wanneer jy ontrou geraak het. Die Here sal jou tugtig, die Here sal jou kastei, maar geliefdes, God is altyd daar. Hy beloof, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy weet van my krisis. Hy weet wat my lewe aangaan. En ek kan maar my bekommernis, as ek dit so kan stel, of die laste in my lewe voor hom gaan lê, en hy sal daarna omsien. Hy is 'n God van getrouheid, 'n God van groote goedertierenheid. Ja, hy is 'n God van vergewing. Dit is my so mooi as hy daar in Jesaja 1:18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, ek sal dit maak wit soos sneeu. Ek is 'n God van vergewing. Ek is 'n God van herstel. Daarom hoef jy nie bekommerd te wees nie. Ons sal aanslae hê. Ons sal krisis hê. Ons sal beproewing hê. Ons het 'n aardsvyand wat ons wil verdelg. Maar geliefdes, God is aan ons kant. En daarom sê hy so mooi. Daar in 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het jou aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nooit sal toelaat dat jy bokant jou kragte versoek word nie. Maar saam met elke versoeking gee hy jou die uitkoms dat jy dit kan verdra. God sal altyd daar wees. Paulus het dit mos uitgeroep daar in Romeine die 8de hoofstuk. As hy hierdie woorde gesê het, want wat sal ons van hierdie dinge sê? As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging bring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus het dit gesterf en ja nog meer, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of naaktheid of honger? Dan sê hy, ek is verseker dat geen lewe of dood, engel of owerhede, magte of teenwoordig of toekomende dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel, ons ooit sal kan skei van die liefde van God, waaraan in Christus Jesus onze Here is nie. Mense sal jou faal, hy sal nie. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Glo God. Daarom sê die psalmis, rig my op na u woord. Ag, dis my so mooi. Here, maak my vas aan u beloftes. Maak my vas aan dit wat u vir my gesê het, dat ek kan glo wat u sê. Numeri, die 23ste hoofstuk vers 19, Titus 1 vers 2. God is geen mens of mensekind, dat hy iets sou sê en dit nie uitspreek.
uitvoer nie, dat hy sou sê dit nie waar maak nie. God lieg nie, sê Titus 1 vers 2. Dit wat hy gesê het, het God bedoel. En jy kan hom maar glo daarvoor. Weet jy geliefde, daar's jou teksie wat ek al telke male vir u gesê het. Dat God selfs vir jou en my uitnooi om te sê, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Iemand het eendag gesê, show God his own writing. Here, u het gesê. En die oomblik as ek God herinner aan wat hy gesê het, is God 'n waarmaker van sy woord. U moet oplet, geliefde, daar in Psalm 42. En wel daar by die 6de vers, ek wil dit vir u lees. Psalm 40, daar by die 6de vers sê hierdie woorde. Hy sê, groot dinge het u gedoen, Here my God. U wonders en gedagtes vir ons, niemand kan met u vergelyk word nie. Ek wil dit verkondig en uitspreek, dan sal ek dit vir baie vertel. En ook daar by die 12de vers, o Here, sal u barmhartighede van my nie terughou nie. Laat u goedertierenheid en trou my altyd deur behoed. Onthou u toe Daniël se 3 vriende in die oond gegooi sou word en hulle gedreig word, wie is die God wat julle uit my hand sal verlos? Onthou u wat Daniël se vriende geantwoord het? Ek wil dit vir u sê. Hy sê, wie is die God wat julle uit my hand sal verlos? Sadrag, Mesach, Abednego het geantwoord en aan die koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat dit dan bekend wees, o God, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het nie sal aanbid nie. Onthou wat gebeur? Die koning is kwaad en hy gooi hulle in die vuuroond. En dan begin die koning sit neer teen mekaar slaan. Het ek nie 3 manne in die oond gegooi nie? Hoe sien ek 4? Daar is nie brand aan hulle nie. Daar is nie geen letsel aan hulle nie. Hulle ruik nie aan die vuur nie. Hulle hare is nie geskroei nie. En God bewys homself, omdat 3 manne gesê het, ons glo God kan ons ook in die vuur verlos. Daarom, geliefde, wil ek vir u hierdie woorde sê en ek wil afsluit daarmee. Wie is jy? Wie is jou God? Wat het jou God vir jou in die woord gesê? Wat het hy jou beloof? En dan wil ek vir u 1 Johannes 4 vers 4 quoteer. Hy wat met ons is meer as hulle wat teen ons is. Hy wat met ons is meer as hy wat teen ons is. God is aan ons kant. En weer eens die woorde van Paulus. As God dan met my is, wie kan teen my wees? Daarom wil ek vir jou sê, moenie in jou lewe bekommerd wees. God waak oor jou. Kyk na Job. Ja, Job is in geweldige krisisse, maar God het hom nie verlaat nie. Aanslag wat die duiwel gebring het, laat my toe om Job se lewe bietjie de mekaar te krap, dan kyk ons of hy nog in u sal glo. God sê, jy kan maar. Job sal staande bly. Job sal nie ingee nie. En dan sê Job ook al wil hy my doodmaak, nogtans sal ek hom vashou. Die Here het gegee, die Here het geneem, laat die naam van die Here geëer word. En in dit alles, sê die Bybel, het Job teen God nie gesondig nie. Geliefde, ervarings, krisisse, beproewinge, aanslae sal ons hê. Maar weet net een ding, jy is nie alleen nie. Daar in Jesaja sê die Here, as jy in die water is, dit sal jou nie oorweldig nie, want ek is saam met jou in die water. As jy in die vuur moet ingaan, die vlam sal jou nie brand nie, want ek is saam met jou. Daarom moenie dat bekommernis in jou hart jou oorweldig nie. Moenie dat die duiwel jou geloof van jou wegsteel nie. Gaan maar op jou knie en sê, Here, u weet, u ken. Ek is nie hier sonder u nie. Dankie, Here, dat u saam met my is en hou my net getrou, dat ek God sal glo, dat hy my nooit sal laat ondergaan nie. Die Bybel sê dit. Die jong leeu's ly armoede en ly hongerde. Maar hy wat op die Here wag, sal nooit skade ly nie, sal nooit tekort hê nie. God sal sorg. Al is dit ook soos vir 'n Eli, dat hy elke dag vir jou die kraai stuur
of vir jou kos en water te bring. Maar God sal jou nooit verlaat nie. Glo God. Psalms sê, my siel drup weg van kommer. Rig my op na u woord. Vat hierdie bekommernis weg, Here, en vestig my aandag op u woord, wat u gesê het, en elke belofte wat u gemaak het. O, mag die Here u gemoed optel. Mag die Here vir u bemoedig. Mag u siel vreugde daarin vind, dat God met jou is, en hy sal nooit teenoor jou ontrou raak nie. 'n Goeie dag vir u, en ek bid u die Here se rykste seën toe. Goeiedag, my gebroeder en suster, die Here seën vir u.